1 Samuel, hoofstuk 10. Toe neem Samuel 'n flesie olyfolie en giet dit op die kop van Saul uit met die woorde: Kyk, die Here salf jou as leier oor sy erfdeel. Wanneer jy van hier vertrek en by Selsag in die grondgebied van Benjamin kom, daar waar Rachel se graf is, sal jy 2 mans aantref wat aan jou sal sê: Daardie donkies wat jy gesoek het, is reeds teruggevind, maar nou is jou pa bekommerd oor julle en sê: Wat het van my seun geword? En daar by die groot boom van Tabor sal jy 3 ander mans aantref. Hulle is op pad na God, na Bet-El. Die een dra 3 bokkies, 'n ander een 3 broodkoeke en die laaste een 'n sak wyn. Wanneer hulle klaar vir jou gevra het hoe dit gaan, sal hulle vir jou 2 broodkoeke aanbied. Neem dit van hulle. Dan sal jy kom by die wagposte van die Filistyne wat by Gibea van God geleë is. Jy sal daar 'n groep profete vind wat van die hoogte af op pad terug is wanneer jy die stad ingaan. Hulle sal besig wees om te profeteer terwyl daar op harpe, tamboryne, fluitte en siters voor hulle gespeel word. Dan sal die gees van die Here oor jou kom en jy sal ook profeteer en in 'n ander mens verander word. Wanneer hierdie dinge met jou gebeur, weet dan dat God met jou is. Doen dan wat goed is in jou oë. Jy moet my vooruitgaan na Gilgal en 7 dae lank daar op my wag. Ek sal soontoe kom om brandoffers en slagoffers daar te offer, en dan sal ek vir jou sê wat jy alles moet doen. God het Saul se hart verander toe hy daar van Samuel af wegdraai. Alles wat Samuel gesê het, het op daardie dag waar geword. Daar in Gibea het hulle op die groep profete afgekom. Die gees van God het oor Saul gekom en hy het saam met hulle geprofeteer. Daar was ook ander mense wat Saul al lank ken. Hulle het gesien hoe hy ook profeteer en vra toe onder mekaar: Wat het met Kis se seun gebeur? Is Saul dan ook 'n profeet? En een van die inwoners vra: Wie is hulle vader? Dit is hoe die spreekwoord ontstaan het: Is Saul dan ook 'n profeet? Nadat Saul klaar geprofeteer het, het hy na die hoogte gegaan. Sy oom het toe vir Saul en sy dienaar gevra: Waar was julle oral? En hy antwoord: Ons het die donkies gaan soek, maar kon hulle nêrens vind nie. Daarom is ons na Samuel toe. Toe sê sy oom: Toe jong, vertel my wat hy alles gesê het. En Saul antwoord: Wel, hy het maar net gesê dat die donkies al teruggevind is. Maar wat Samuel vir hom gesê het oor die koningskap, het Saul niks te kenne gegee nie. Samuel het die volk byeengeroep voor die Here in Mispa. Toe sê hy vir die Israeliete: Dit is wat die Here, die God van Israel, sê. Dit is ek wat Israel uit Egipte laat trek het. Ek is ook die een wat julle uit die Egiptenare en al die ander koninkryke se mag bevry het. Maar vandag het julle God wat julle uit elke noodsituasie gered het verwerp. Julle sê mos: Nee, daar moet 'n koning oor ons aangestel word. Julle moet nou in die teenwoordigheid van die Here kom staan volgens julle stam en familieverband. Toe wys Samuel die stam van Benjamin aan. Daarna het hy die familie van Matri aangewys. Toe word Saul, die seun van Kis, aangewys. Daar is oral na hom gesoek, maar hulle kon hom nêrens vind nie. Daarop vra hulle die Here: Het die man ooit hierheen gekom? En die Here antwoord: Kyk, hy het tussen die pakgoed gaan wegkruip. Hulle het dadelik soontoe gegaan en hom vandaar gebring. Hy was 'n hele koplengte langer as enige iemand van die volk. En Samuel sê: Kyk mooi hoe lyk die man wat die Here gekies het. Sy gelyke is nie te vind in Israel nie. En die volk het toe uitgeroep: Lank leef die koning. Toe verduidelik Samuel die regte van die koning aan die volk. Daarna het hy dit alles in 'n boek neergeskryf en dit in die teenwoordigheid van die Here neergesit. Toe stuur Samuel almal huis toe. Saul het ook self na sy huis in Gibea gegaan. Die helde wie se harte deur God aangeraak is, het hom gevolg. Daar was egter niks nutte wat gesê het: Hoe sal hierdie ou ons kan red? Hulle het hom nie 'n geskenk gegee nie en het minagtend teenoor hom opgetree. Maar Saul het hom glad nie aan dit gesteer nie.